Dis die gelykenis van die onvrugbare vyeboom en die man van die Here terwyl hy die diens lei, bevestig hy so die woord. En ek sê vir julle so dankie. Die Bybel sê dat daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: "Kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom kom vrugte soek en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarom moet hy die grond nog verder uitput?" Maar die tuinier antwoord: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan." Want dis 'n woord vir iemand. Laat hy nog hierdie jaar staan. Met ander woorde, daar is nog genade van nog 'n jaar. Moenie dink dat die situasie waarin jy is, waarin jy geplant is, as jy moontlik onvrugbaar is. As niks vrugte nie, maar die tuinier sê nog altyd, ons gee hom nog 'n kans. Ons gee hom nog 'n kans. Ek kan nog 'n bietjie van mens, ek kan hom nog 'n bietjie omspat. Halleluja. Maar die tuinier antwoord: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Hy sal die grond rondom hom omspat. En bemest, miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie, dan kan sy vir hom uitkap." Met ander woorde, die tuinier het die laaste sê. Die tuinier voel hy die laaste sê, want hy het 'n verhouding met die saad gehad. Hy het 'n verhouding met die boom gehad. Hy het 'n verhouding met die boom gehad. Iemand anders kom praat, die man kom praat aan die vyeboom se lewe, maar hy was nie deel van die jare waar die tuinier gewerk het aan hierdie vyeboom nie. Hy het nie deel uit werk geplant. Maar waar was hy gewees? Toe die vyeboom aan die son gestaan het en die wind getrotseer het en die grond en in mekaar het geruk, waar was die man gewees? Maar die tuinier sê, gee hierdie boom nog 'n kans. Ons gaan een ding verstaan. Jesus vertel 'n gelykenis. Met ander woorde, dit is skone taal vir mense wat hy iets wil sê, maar wat ander mense nie veronderstel is om te hoor nie. Met ander woorde, as ek nou vir iemand sê die son trek water, as hy nie in die hom ken nie, dan gaan dit nie vir jou baat nie. Maar ons wat nie in die hom ken, sy het al reeds die revelation gekry. Die son trek water, dit is laat, sy moet na huis toe gaan. Die kerk is nog met my. So as ek nie verstaan nie, dan staan sy dit, die son trek letterlik water. Maar die skone taal, net ons hier rond praat so. Net ons hier praat so. Nou jy sien, en in baie gevalle, in baie gebiede, en ons sal het sing in die gevangenis so sien, dan het die manne hulle eie taal wat hulle praat. Sy kan nie maar praat so wat sy wil praat nie, maar daar is 'n ander kode. En as jy die kode ken, dan kan jy nie verstaan wat hy sê. En Jesus vertel hierdie gelykenis. Met ander woorde, dat hierdie gelykenis was nie vir almal bedoel nie, maar daar's 'n revelation omsluit vir dit wat ons verstaan. Nou ek weet nie van jou af, maar die Gees van die Here laat verstaan my altyd dinge anders. Dalk is haar boodskap vir jou, ons lees dieselfde skrif, maar sy kry 'n ander revelation. Ek weet nie van jou af nie, maar ons lees dieselfde skrif, maar dan vertel dit 'n dieper en 'n dieper en 'n dieper revelation. Daar kom 'n dieper revelation. En God gee my hierdie revelation, dat die man, hy het deel aan die vyeboom nie. En na 3 jaar kom hy om weer vrugte te soek. Nou moet ons ook in gedagte hou, dat die vyebome, hulle word eers volwasse by 3 jaar. En die tyd dan het sy veronderstel om regtig vye te sien. Oor die algemeen, as 'n vyeboom vrugte dra, dan is hy miskien 40. Maar die meeste van die tyd, dan gaan die 3 jaar vat voor hy lekker volwasse is, voordat hy vrugte dra. Met ander woorde, hy kan nie vrugte dra as hy onvolwasse is. Die Bybel sê, Paulus sê, dat toen ek 'n kind was, ek gedink soos 'n kind, en ek het geredeneer soos 'n kind, maar nou wat ek 'n man is, Here, nou het ek die dink van 'n kind afgelê, en nou weet ek wie ek is in Christus. Ek weet wie ek is in Christus. So nou weet ek nie meer dinge wat kinderagtig is. Amen? As hy 'n woord vir iemand, ek weet nie, nou weet ek nie meer dinge in die gees wat kinderagtig is. Want ek nou 'n man geword. Dit is hoekom as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe mens, die ou dinge het verbygegaan, die kinderjare het verbygegaan, die kinderagtige het verbygegaan, en jy het 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel, wat as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe mens. En ook as
goed bestaan hoe my gesê het dat ek is op alles in staat. Deur die Here wat my die krag gee. Ek is op alles in staat. Deur die Here wat my die krag gee. En die vorige gedeelte sê dat hy bid vir die gemeente dat die Here hulle behoeftes moet voorsien. Maar volgens my, ek is op alles in staat deur die Here wat my die krag gee. Met ander woorde, as hy nou behoeftig is en die kom wys en ja, dis reg, kom dit van die Here af. Maar die wat volwasse is, die wat groot geraak het, die wat al reeds aan die bergtoppe is, dis gewone dat die hoogste takke kry die meeste wind, want sy is hoog geacht in die oog van die Here. Sy is volwasse. Sy is volwasse. Sy is volwasse. En die boom bereik sy volwassenheid. Maar die boom dra vrugte nie. En wat ons lees is dat hierdie boom is geplant in 'n wingerd. Hy's geplant in 'n wingerd. Wat ons by baie snaaks is, net so sak man van Here. Wat vir my baie snaaks is, maar dan kom sy nou vir jou boom beplant aan 'n wingerd. En die Here sê vir my, David, dis nog weer 'n moeilike taak. Sê nou, wat, praat saam met my. Hy sê, gaan sê vir die mense, dat alhoewel die vrye boom in 'n wingerd geplant was, het almal rondom hom was omsingeld met vrugte van druiwe. Dit was die wingerd se vrug, druiwe. Maar die vrye boom het geweier om in dieselfde klas te val. Hy sy identiteit het hy behou. Never mind die storms. Sy sien onbesigtig is in die wêreld, want sy kan soms jou identiteit verloor in die wêreld. Want daar is te veel wingerde rondom jou. Maar sy moet kan staan en sê, ek is nog altijd 'n vrye boom. Ek kan nog wel die vrugte dra nie, maar ek dra nie die vrugte van 'n wingerd nie. Ek kan nog wel die vrugte dra nie, maar ek weier om 'n wingerd se vrugte dra, want ek is geanker as 'n vrye boom. En laat ek met my identiteit speel. Vrye boom, sy is 'n vrye boom. En ek bly vrye boom. Alhoewel ek geplant is in 'n wingerd. Alhoewel ek geplant is in 'n omstandighede waar almal een kant toe gaan. Nee, ek gaan die kant toe. Want my identiteit is vir my belangrik. My identiteit is vir my belangrik. En die boom staan daar. Terwyl almal in die wingerd breek met hulle trossies. Terwyl die wingerd hom lekker uitspan. En die mense kom eet seker nog van hierdie wingerd. En natuurlik die man het ook, want hy kom soek nou resultate, want hy kry ons nou resultate by die wingerd. Nou wat gaan dan met jou aan? Ek kom nou 3 jaar met jou aan, en ek kry nie resultate nie. Want soms is ons so haastig vir resultate. En ek kan nou begin, hoekom as aan nou niks sien? Hierdie fiets is om te brand. Nou, hy het nou net 2 jaar in sy fusiel op die dokter gebid, wat nog nie gerecht is sien. Nou kom ander mense daar wil hulle resultate soek. Nou, die manne kan nog 'n bietjie hier. Nee, ek is besig om te werk. Ek is besig om te werk. Van die tuinier het 'n besondere verhouding met hierdie vrye boom gehad. En ek vra vir die Here, wat is die titel van die woord? Wat wil U vir my sê? Sê vir my Daniel, die tuinier sal self werk. Dan gaan sê vir die mense, die titel van die woord is Gekans, dis op pad. Gekans, dis op pad. Weet jy soms kan sy so hard wees op dit waarvoor sy gebid het, want sy sien dat resultate nie, maar Gekans, dis op pad. Sy bid al so lang vir die mense redder, maar Gekans, dis op pad. Sy bid al so lang vir die nuwe weg, maar Gekans, dis op pad. Solank sy dit bemes, solank sy dit vrug gee, solank sy die grond met die onspor, iemand, die Here prys. Gekans, maar dis op pad. Dis op pad. Jy sien, die man spreek 'n negatiewe woord op die saad wat hy self geplant het. Maar die tuinier spreek 'n profetiese, want hy gee nog 'n jaar by, hy sê, profeties man, kom ons werk met hierdie ding wat ons geplant het. Kom ons werk met hierdie ding wat ons nog nie besig is.
En ons kyk, geen hom net so 'n jaar, man. Jy sien, aan hierdie tyd, wil ek mense hê, moet so saam met my praat. Want hulle moet positief praat oor dit wat sy begin het. Amen. Hulle moet positief praat oor dit wat sy begin het. Hulle moet positief praat oor die kind se redding. Hulle sien hulle niks nie. Hulle het niks te sien. Hulle is daar niks verligte nie. Hulle het niks te sien nie. Maar praat net so en sê nie vir jouself, gee nog kans. Gee tyd, dis op pad, man, dis op pad. Laat ek nog net so in die binnekamer weer 'n bietjie gaan doen daar. Laat ek nog net weer so 'n bietjie deur my Bybel gaan. Iewers is daar skrif. Laat ek nou weer net so sy voete bind. Hy gaan nog. Gee hom 'n kans. Gee hom 'n kans. Gee hom 'n kans. Gee my familie 'n kans. Gee my familie 'n kans. Dit wat ek ook in die lewe geroep het, gee dit 'n kans. 2 jaar is te min, my suster. Nee. 3 jaar is te min. Die Bybel sê dat men nie volharding. Sy moet leer om te volhard, man. Met volharding. Gee hom nog 'n kans. Gee dit nog 'n kans. Gee nog 'n kans. Die nie was te hastig. Moet nie opgee nie, gee dit nog 'n kans. En ek kom met die gedagte van die saad. Jy sien, dit is maklik om te kan voorspel wat sy geplant het. Het is maklik om die uitkoms daarvan te voorspel. Want ek het mos nou 'n vyeboom geplant. Die saad wat ek in my hand het, is 'n vyeboom saad. So as ek hom plant, dan weet ek die resultate moet 'n vyeboom se vrugte wees. Iemand praat saam met my. Gaan gou saam met my. Jy het 'n saad in jou hand en dit is 'n voorspelbare saad. Met ander woorde, jy weet dat die resultaat van hierdie saad kan nie iets anders wees. Dat moet hierdie ding wees wat hy geplant het. En in 'n mens se lewe, dan plant jy 'n klomp voorspelbare sade waarvan jy weet die outcome moet so wees. Dit is hoekom dit so maklik is vir jou om te kan sê ek het hom geplant en er water gegee en ek weet dat die vrugte wat uitkom en die vrugte moet 'n vye wees. Die vrugte moet 'n groot kerk wees. Want ek het mos 'n kerk geplant, so moet 'n groot kerk wees. Moet baie mense wees. Maar die Here sê dat dienaar, soms dan gee die Here vir jou 'n hemelse saad. En die saad, kom ek beskryf vir jou die saad. Ek wil hê jy moet mooi vang. 'n Hemelse saad is 'n saad wat hemelse vrugte produseer. Met ander woorde, dit is iets waarvan jy nog nie gehoor het nie. Iets waarvan jy nog nie gesien het nie. Want dit is hemelse vrugte en die vrugte is nie van die wat op aarde is nie. So nou moet jy nie confidence hê in die resultaat van die saad nie. Maar jy moet confidence hê in die een wat jou die saad gegee het. As ek hier nog met my. Ek kry 'n idee. Maar die idee, dis die saad nou. Maar die idee is miskien om 'n eie besigheid te begin. Maar nou, daar's baie kompetisie in die idee in. Daar's baie teenkante in die idee in. En sy kan voorspel, vleeslik kan sy voorspel, maar dit gaan nie werk nie. Maar dis God se idee wat hy jou gegee het. Nou sê hy vir jou, werk met hierdie ding. Gaan plant het. En dan moet jy worry oor die resultate. Want die resultate, ore het nog nie gesien. Oor het dit nog nie gesien. Ore het dit nog nie gehoor. Wat in die hart van die mens ingekom het. Want dit is verborge in die dinge van die Here. En die gees van God gaan blaas op die saad. So dit gaan iets wees wat onmoontlik lyk. Maar omdat jy vertroue het in die een wat jou die saad gegee het, gee jy nie om oor die resultaat van die saad nie. Jy gee dit om, ek plant dit, ek bemest dit, ek gee dit water en dit sal groei en weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek het die confidence in die saad nie, maar ek het confidence in die Here wat my die saad gegee het. Nou is die triekie pa. Soms, nou plant sy mos die saad, sy plant die idee, sy begin die ding, wat die Here vir jou gesê het om te doen. En nou werk dit lekker vir jou uit. Ek nog onthou toe ek eerste toe
verkering gekom het, was dit nie 'n lekker ding regtig, maar ek was nog 'n vriendelike ding, wat was nou veranderd was, en ek was al van jou boom. Die van die woord wat ek sê, ek is nou al een wat nou van jou boom is. En ek sit in 'n kring van vriende wat veranderd is. Die kerk is nog met my. En nou sê ons nog meer lekker dinge, maar nou lyk dit vir my, die bekeringskap werk nie so lekker uit nie. Want ek kan nou nie doen wat ek wil doen nie. Maar die probleem was nie hulle nie. Die probleem was ek. As jy dat ek wil aanpas by hulle nie, hulle nooit ingepas by my nie. Hulle het nie ingepas by my nie. Want sy is 'n groep op die eie. Die Bybel vra wat gemeenskap in die lig met die duisternis. Amen. So as jy die lig is, dan kan jy nie duisternis sit en verwacht sy moet groei nie. Sy kan daar sit, maar sy sal nie groei nie. Sy sal daar sit, maar daar sal niks gebeur nie. En nou weer die ding vir my uitdoen. Maar die moment dat ek dit bemes, die moment dat ek sê, maar ek gaan nou myself bemes. Ek gaan nou myself met die omspit. En ek gee dit 'n nuwe kans om in my lewe te werk. Toe kom af. Ek sien die Bybel sê dat Paulus het gekom om te plant. Apollos het gekom om nat te maak. Maar dis die Here wat laat groei. Maar as die plant nie toelaat dat daar water om gegooi moet word nie, as die plant nie toelaat dat hy geplant moet word nie, dan gaan er ons niks kon gebeur nie. As ek het nog met my. So dit moet nat gemaak word. Sy moet gegooi word. So as dit nie gebeur, dan kan er nie vrugte kom. Ek limit die werk van die Here in my lewe persoonlik. As ek nie toelaat dat ek bemes word. Want in die teks sê die Bybel en ek het nie gekom om die oom van die dag te bemes en om te swem. So dit is die hemelse saak wat die Here vir jou gee. En weet jy, hy vat my nog 'n stapie verder. Maar hy sê, Here, wat wil jy probeer sê in die woorde, sê nie dit wat, die gaan sade losgemaak word, man, in die plek. Die gaan sade losgemaak word. And we need to know the difference between that seed. Want sy dink soms, sy het 'n voorspelbare saad, maar dis glad nie 'n voorspelbare saad nie. Dis 'n bonatuurlike saad. Dit is wat so baie teenkanting is, man, van die Here, want dis iets bonatuurlik wat hier gebeur. En hy vat my verder en hy sê, dat daar is soveel, hierdie derde saad is 'n besonderse saad. Want dis die saad wat die meeste van ons plant. Maar ons weet soms nie hoe en wanneer ons dit bemes en wanneer ons dit omspit. Hier is my denke, woorde, 'n saad. En wanneer dit op omstandighede val, dan voed hy daai ding. Ek kan so stil. Wanneer hy negatief praat van die omstandighede soos hierdie man, dan voed hy die onvrugbaarheid. Maar sodra hy sê, gee hom nog 'n kans, dan is hy op. Dan gaan die blare bietjie oop. Die blare begin swaai 'n bietjie. Dan gaan dan nog die vrug is sien. Maar sodra hy sê, gee net nog 'n kans. Ek weet nie sommer wie ek praat, maar my familie moet nog 'n kans gee. Moet nie dat manne in jou lewe aankom soos hierdie man en sê, nee, ons gaan hom inkap. Nee. Solank hy bemes met jou gebed, solank hy bemes met jou Bybel lees, solank hy bemes met jou bemoediging, solank hy bemes met sê, brother, hoe gaan dit? Suster, hoe gaan dit? Solank hy dit bemes, wat ek sê, dat die saad is besig, en besig om bemes te raak. Die tyd wat hy daar wegstap, dan gaan hy sien dat hy van 'n boom uit, die vrugte kan sy eet, en sy kan dan die pluk van die vrugte. Sy kan die pluk van die vrugte. Want sy het seker gemaak, dat ek bemes my saad. Wat se saad het u vanoggend aan u lewe? Wat se saad het u vanoggend aan u lewe? Kom ons staan kerk van die Here. Kom ons staan kerk van die Here.